Roelei sit langs haar tweeling Boetie, Roan, op die mat waar hy met sy treintjie speel. Hy het die spoortjies, vulstasies, bome en huise in die sitkamer uitgepak en speel te lekker. Roelei, roep haar mamma uit die kamer. Hulle mamma het 'n groot operasie gehad en is nog baie siek. Roelei druk haar kop teen haar knieë vas en maak of sy nie haar mamma hoor nie. Roan kyk verbaas na sy sussie. Mamma roep jou, hoor jy dan nie? Roelei lig haar kop op en kyk na hom. Hoekom roep sy my? Roan trek sy skouers op en speel verder met sy treintjie. Hy raak so verdiep in sy speletjie, dat hy nie eers opkyk toe hulle mamma weer vir Roelei roep nie. Roelei staan lusteloos op en stap sleepvoet na die kamer toe. Sy bly nie deur staan. Tannie Nicola raak baie moedeloos. Roelei, gee asseblief vir my die medisyne aan. Dis net te ver om by te kom en ek sien nie kans om met die wond wat so pyn op te staan nie. Roelei bly staan. Wie het jou pille so ver gesit? Was dit Roan? Nou raak haar mamma ongeduldig. Ek weet nie seker maar ek self, maar gee dit net vir my aan asseblief. Roelei draai om en loop terug sitkamer toe. Dit klink asof tannie Nicola wil huil. Roan, kom gee asseblief my medisyne aan. Roelei is vandag alweer horende doof. Roan kom aangehardloop en steek in die deur vas. Ek kom nou, my treintjie ry so om en om en om. Hy gaan terug sitkamer toe en raak so vasgevang in die treintjie op die treinspoor, dat hy skoon vergeet van sy mamma se medisyne. Roelei gaan sit op haar bed in haar kamer en speel met haar babiepop. Is jy siek? Kom hier in jou bedjie, dan gaan haal ek vir jou van mamma se pille. Sy wip van die bed af en stap na haar mamma se kamer toe. Babie is siek en sy moet pille kry. Mamma sien dat Roelei heeltemal vergeet het dat sy vir haar medisyne gevra het. Kom, gee vir my die botteltjie aan, dan gee ek vir Babie 'n tabletjie. Roelei skud haar koppie. Nee, sy drink nie pille, nie tabletjies nie. Haar mamma sug moedeloos. Goed, gee net vir my die botteltjie aan, dan gee ek vir haar een. Roelei gee die botteltjie met tablette aan en haar mamma skud dit in haar hand uit. Hier is Babie se en hierdie een is myne. Dankie, tog. Mamma klink na aan trane. Die telefoon lui en Roelei hardloop om dit te beantwoord. Roan is egter eerste en daar ontstaan 'n stryery oor wie nou eintlik moet antwoord. Mamma skree uit die kamer uit. Hou op met stry en praat net een van julle twee. Hulle hoor haar nie en die gehoorbuis val op die grond. Hulle kom al stryende die kamer binne. Mamma is moedeloos. Ek kan julle ongehoorsaamheid nie meer verdra nie. Vandat ek uit die hospitaal gekom het, is julle soos vreemde kinders wat ek nie ken nie, wiet geskakel. Roan en Roelei staar net na hulle mamma. Iemand klop aan die deur en hulle storm albei daarheen om oop te maak. 'n Ewige stryery ontstaan. Mamma maak haar oë toe en 2 groot traandruppels bugel teen haar wange af. Tannie Irma kom die kamer binne en gaan sit by mamma op die bed. My arme vriendin. Ek het geskakel en toe ek die tweeling oor die telefoon hoor, het ek dadelik hierheen gekom. Mamma is sommer baie hartseer. Dankie Irma, ek weet nie wat in die 2 ingevaar het nie. Tannie Irma vat mamma se hand. Hulle is onseker en nog maar baie klein. Hulle verstaan nie hoekom hulle mamma nou in die bed lê nie. Ek het vir Linda saamgebring. Sy kan jou help met allerlei taakies en om die tweeling besig te hou. Linda kom staan langs die bed. Middag Tannie, ek wil graag eendag 'n verpleegster word as ek groot is. Mamma lyk baie verlig. Dankie julle, ek het regtig nie geweet hoe ek gaan regkom nie. Sy vertel vir Tannie Irma en vir Linda hoe sy gesukkel het met die tweeling om net haar tablette vir haar aan te gee. Roelei kom nader. Tannie Irma, waar is Milika? Hoekom het sy nie saamgekom nie? Tannie Irma vryf oor haar haartjies. Sy's by haar ouma. Ons moet nou eers jou mamma gesond kry voordat sy weer hier kan kom speel. Roan is ook by en vra met 'n ernstige gesiggie. Is Tannie bang my mamma gaan haar aanrand met hierdie siekte? Mamma en Tannie Irma lag toe Linda hom reghelp. Aansteek Roan, nie aanrand nie. En 'n operasie steek nie aan nie.
Kom, dan gaan lees ek vir julle 'n mooi storie. Tannie Irma staan ook op. Sal julle my verskoon asseblief? Ek het vir julle vetkoek en vulsels gebring. Julle kan sommer 'n partytjie hou daarmee. Linda, onthou om die kapok aardappels en gemaalde vleis vir tannie Nicola warm te maak, hoor. Die tweeling huppel uit die vertrek en mamma kry sommer weer trane in haar oë. Dankie vir julle hulp, Irma. Ek waardeer dit regtig baie. Nadat hulle heerlik geëet het, sit Roan en Roelei langs Linda op die bank. Sy het 'n storieboek in haar hand. Ek wil vandag eers vir julle 'n gelykenis vertel van 2 seuns wat Jesus ook vir sy disippels vertel het, voordat ek 'n ander storie lees. Roelei spring van die bank af op. Tannie Marnel het vir my mamma so 'n mooi klein Bybeltjie gebring om in te lees. Hier is dit, lees vir ons asseblief. Linda vat dit by haar en vryf met haar hand oor die leeromslag. Oh, dit is pragtig. Is dit Marna en Reinhard se mamma? Roan knik met sy kop toe Roelei antwoord. Tannie Marnel het vir ons sop gebring en lekkertjies ook, maar die vetkoek was baie lekker. Linda lag. Julle is baie oulik en slim. Kom ek lees vir julle van die gelykenis van die 2 seuns. Hier is dit in Matteus 21 vers 28. 'n Man het 2 kinders gehad en hy gaan na die eerste en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd. Dis soos die druiwe wat in julle tuin is. Dit rank oor 'n ysterraamwerk en dit word 'n prieel genoem. Wingerd is net baie meer druiwe. Maar die kind antwoord en sê, ek wil nie. Maar later het hy berou gekry en gegaan. Berou is om spyt te kry en toe het hy tog vir sy pappa die werk in die wingerd gaan doen. Dit is soos wat Roelei gemaak het toe julle mamma haar geroep het om haar medisyne te gee. Roelei onthou en vertel van haar pop. Babie is ook siek en toe het my mamma vir haar 'n pilletjie gegee. Linda knik haar kop. Dit is reg, toe gee jy vir jou mamma die medisyne aan en sy kon ook daarvan drink, net soos Babie. Roelei wip na die punt van die bank toe. Babie is stout, sy wil nie die pilletjie drink nie. Kom ek lees vir julle verder, probeer Linda weer. Toe het die pappa na die tweede kind toe gegaan en vir hom gevra om in die wingerd te gaan werk. Hierdie kind het toe dadelik gesê, ja pappa, ek sal gaan, maar hy het nie gegaan nie. Hy het net soos Roan gemaak. Roan het vir julle mamma gesê, hy sal die medisyne kom gee, en toe het hy weer met sy treintjie gaan speel. Roan spring van die bank af. Kom ek wys vir jou hoe my treintjie ry. Linda trek hom weer terug op die bank. Later, laat ek eers klaar lees. Wie dink julle van die 2 kinders het die wil van hulle pappa gedoen? Roan laat sak sy koppie. Ek het net vergeet van my mamma se medisyne. Linda vat sy handjie. Roelei het ook vergeet. As Babie nie siek geword het en 'n pilletjie nodig gehad het nie, het julle mamma met daardie vreeslike seer operasieplek gelê. As 'n mens se pappa of mamma, oupa of ouma, boetie of sussie vir jou iets vra, dan moet 'n mens dadelik los waarmee jy besig is. Die tweeling knik met hulle koppe. Linda vertel vir hulle verder. 'n Mens moet van kleins af leer om dadelik te luister as iemand met jou praat. Jesus sê vir die disippels dat die sondaars hulle gaan wen met luister en voor hulle in die koninkryk van God gaan wees. Johannes die Doper het so mooi vir almal gesê en gepreek van Jesus wat sal kom. En Jesus sê vir die disippels dat hulle tog gesien het hoe die sondaars tot bekering kom en vir Johannes geluister het. Dit is om jou hartjie vir Jesus te gee. Hier is dit in vers 32. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid en julle het hom nie geglo nie, terwyl die sondaars hom geglo het. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. Roelei kruip styf onder Linda se arm in. Gaan jy by ons slaap? Ek hou nie van mamma se operasie nie. Roan sit ook stywer teen Linda. Ek ook nie. Linda sit haar arms om die tweeling. Ek kan dit verstaan. 'n Mens wil nie hê jou mamma moet seer kry nie, maar die dokter het haar seer gemaak sodat sy weer beter kan word. As julle twee my beloof dat julle mooi vir julle mamma sal luister, sal ek 'n paar dae hier bly totdat julle mamma weer beter is. Jippie! Kom dit van die tweeling. Linda druk hulle weer teen haar vas. Dan moet julle my help om dit vir julle mamma ook lekker te maak en glad nie te stry of te beklei nie.
As die telefoon lui, gaan julle beurte maak om dit te beantwoord en wanneer daar iemand by die voordeur is, dieselfde. Die twee knik hulle koppe instemmend en beloof plegtig dat hulle gehoorsaam sal wees. Linda staan op. Kom ons gaan gooi lekker vrugtesap vir julle mamma in en vat dit vir haar. Sy is seker al baie dors. Die tweeling huppel agter haar aan kombuis toe. Maatjies vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybel vir jou Matteus 21 vers 28 tot 30 te lees. Kom ons vou die handjies dan bid ons saam. Liewe Jesus, help ons asseblief om gehoorsame kinders te wees en ook te luister wanneer U met ons praat. Amen.